Geliefdes, as u Bybels hier het, is u welkom om saam te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 3. Eintlik gaan die fokus meer lê in hoofstuk 4, vers 1 tot 7, maar ons gee so 'n bietjie agtergrond, so ons begin al daarby in hoofstuk 3 vers 21. 1 Korintiërs 3 vers 21 tot en met hoofstuk 4 vers 7. Voordat ons saam luister na die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, ons het dit so pas gesing. Juig voor die Heer met blye galme. O ganse aarde, juig van vrede. Die rede daarvoor is omdat daar genade is. Omdat U ons sondaar mens nie in ons sonde gelos het en vir die ewige hel en die verderf nie, maar omdat U in genade die hand na ons uitstrek, dat U ons harte verander en ons die wedergeboorte skenk, sodat ons nou kan sê, ons is kinders van die Allerhoogste. Ons behoort aan U. En dan leer Romeine 8 vir ons, daar is dan niks wat ons uit U hand kan ruk. Daar is niks wat ons kan verwyder van U liefde. En dit nie omdat ons iets gedoen het nie, maar omdat U 'n genadige God is. Omdat U lief is vir U kinders. Omdat U ons nader trek. Daarom kan ons nie anders as om te juig en te jubel en U lof te besing as ons vanmôre ook hier as gemeente bymekaar is. Dankie Here vir elkeen wat hier is. Dankie dat U ons oproep om te kom luister na U woord. Dankie dat U vir ons die krag, die vermoëns gee. En ons wil bid en vra dat wanneer ons hier bymekaar is, dat U ook vir ons sal seën. Dat U ons rustigheid in die gemoed sal gee, dat ons hoor wat U woord vir ons sê. En dat ons daarvolgens ook sal lewe. Here, ons bid vir die wêreld wat so deurmekaar is. Ons hoor van die oorlog daar in die Midde-Ooste. Ons hoor van die striwelinge reg oor die wêreld. En ons bid en vra dat U ook vrede sal bring. Here, ons roep saam met die kerk van alle eeue uit, kom Here Jesus, kom tog gou. Vat hierdie sonde van die mens weg. Kom haal ons. Kom maak skoon dit wat vuil is. Kom maak reg dit wat verkeerd is. Here, maar ons weet daar is ook 'n roeping wat ons het in die tyd. Voordat U kom, moet ons die evangelie verkondig. Gee ons die krag daartoe. Staan ons by, besonder ook die gelowiges daar in die oorloggetuisterde gebiede. Here, mag hulle daar 'n lig vir die duisternis wees. Ons bid vir die leiers oor ons aangestel, ons bid vir die wêreldleiers. Ons bid dat daar ook 'n nederigheid en 'n erkentlikheid vir U sal wees. En dat dit is waar hulle krag sal soek, by U alleen. Hier, ons eie dorp, ons eie land, bid en vra ons dat U ons hier sal gebruik. Dat ons hier 'n verskil sal maak, sodat U koninkryk gebou kan word en U naam verheerlik kan word. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons saam 1 Korintiërs hoofstuk 3 daarvan vers 21. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle, of dit Paulus is, of Apollos, of Sefas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenwoordige of toekomstige dinge, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eers nie. Want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here.
Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas, om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer, om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een terwille van die ander opgeblaas sou wees teen 'n derde nie. Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roep jy asof jy dit nie ontvang het nie? Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Nou, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die gemeente in Korinthe was verdeeld geweest. Daar was faksies geweest, daar was verdeling onder die klomp geweest. En dis hoekom ek juist vir die daar eerste gedeelte gelees het, vers 21 tot 23. En jy sien, hy maak daar melding van Paulus of Apollos of Cephas op die wêreld, of lewe of dood of wat ook al. Hy lys die klomp daar. En wat daar gebeur het is dat Paulus het aanvanklik die gemeente gaan stig. En hy het die gemeente daar kom help op die been te kom. En van daar af het hy toe nou weer verder aangegaan met sy sendingsreise. En nou daar van tyd tot tyd ander predikers gekom. Apollos en Cephas en wie ook al het nou gekom. En dan preek hulle dit daar. En dit is nog maar so verskillende mense vind aanklank by verskillende predikers. En dit was ook so gewees. Ons kry dit vandag nog steeds. Veral julle wat dalk uit groter gemeentes uitkom waar daar meer as een predikant was, sal onthou, daar's altyd die een predikant wat jy meer van hou as die ander een. Ons het dit ook gehad. As die ou dominee preek, het ons nie so groot na kerk toe gegaan soos wanneer die jong dominee preek nie, want hy preek makliker. Die ou dominee het te groot woorde en hy preek te lank, wat ook al. En dan sal baie keer hierdie verdeling. Ons gaan na hierdie prediker luister, ons gaan na hierdie prediker luister. En dis nou maar min of meer wat hier in die gang is. Maar met die gevolg nou dit ontaard in 'n groot praatery oor wie ken nou wie. En met wie hou ek en wie se kamp is ek? Is nou te kyk nou as ek nou die lelike woord kan gebruik, want dit probeer nou grand wees. Ek ken vir Paulus. Maar ons is vriende met Apollos. En nou is dit hierdie stryd in die kerk oor wie's nou wie en wie's nou belangrik. So die teks hier gaan oor hoogmoed en nederigheid. En nou kom Paulus en hy kom spreek juis die saak van nederigheid in die gemeente aan. Nou dit is natuurlik iets wat altyd relevant is, want in die wêreld waarin ons is daar maar 'n redelike skeeftrek van hoe lyk dit om nederig te wees en hoogmoedig. Verskeie forme en voorbeelde wat ons vandag het. Maar as jy 'n bietjie kyk na hoe dink die wêreld oor hierdie dinge, dan sal jy sien in die eerste 20 eeue na Christus was die algemene konsensus eintlik in die wêreld dat die grootste probleem in die wêreld was hoogmoed. Dit was nog altyd so gesien. En vandag baie tradisionele kulture sien dit nog steeds so. Die probleem in die wêreld is 'n hoogmoedigheid. Dis die oorsaak van geweld en misdaad en al die onreg. Die redenasie is as jy te veel van jouself dink, dan begin jy later neerkyk op mense en dan maak jy soos jy wil. Dan dink jy kan doen met ander mense wat jy wil. Jy dink te veel van jouself en daarom behandel ek jou soos gemors want jy's minder werd as ek. Dis die uitgangspunt gewees. Maar die gevolg is deur die eeue was dit nog altyd die geval as iemand 'n misdaad pleeg of iets doen teenoor iemand anderste, dan moet hy aarde toe gebring word. In die ou tyd het hulle mense gekruisig. Dis 'n manier om te sê, kom net terug in jou baan. Moenie dink jy gaan hierso begin rammetjie uitnek wees nie. Ons het die reëls gestel, jy bly by ons reëls. Ons bring jou terug aarde toe. Die vorige bedeling het jy 'n bietjie lyfstraf gekry as jy nie te ernstig oortree het nie, selfs die doodstraf. Jy moet terug in jou baan kom. Jy moet van hierdie hoogmoedigheid, jy's die beste, dan kom dan op jou knieë, bly in jou baan, wees reg. Dis hoe die meeste van die kulture dit gesien het. Maar aan die einde van die vorige eeue daar is 'n bietjie van 'n skuif gekom en nou die wêreld begin anders dink. Nou sê hulle, die grootste probleem in die wêreld is nie dat daar 'n te hoë selfbeeld is nie, dis eintlik dat daar 'n te lae selfbeeld is. Hulle sê mense doen hierdie dinge wat hulle doen en daar's misdaad en al die vieslike goed wat gebeur omdat die mense wat daai goed doen, het nie 'n hoë selfbeeld nie. Hulle het 'n lae selfbeeld. En ons moet dit nou probeer opbou sodat hulle beter mense word. En daarom sal jy tipies in die westerse wêreld sien dat in tronke het hulle al hierdie strukture in plek.
En die misdadigers moet 'n goeie gebalanseerde ete kry, en hulle moet oefen, en hulle moet verder studeer, en hulle moet al hierdie goed doen, sodat ons hulle selfbeeld kan beter kry, sodat hulle uit kan beweeg en beter mense kan wees daar buite. Selfe beginsel word deur die sielkunde vandag gebruik. As jy by 'n sielkundige gaan sit, dan sal jy baie min hoor van sonde, en jy moet tot bekering kom. Hulle sal vir jou sê, nee man, jy is reg net soos jy is. Kom ons kry nou, jy is eintlik fantasties, wonderlik, wees net jouself, moenie vir ander mense luister. En so probeer hulle jou, kom ons noem dit maar so, jou selfbeeld bietjie boost, sodat jy uiteindelik 'n beter mens kan wees en jy nou makliker in die lewe daar buite kan funksioneer. En wat die teks vanmôre vir ons kom sê in die Bybel is, nee, nie een van die twee is reg nie. Dis foute aan beide kante. En Paulus wil van ons kom wys, hoe moet ons dink oor hoogmoed en nederigheid. En ek wil dit graag doen in die hand van 3 dinge wat ek vir wil wys. Ek wil eers vir julle wys, wat is die natuurlike toestand van die menslike ego? Hoe lyk die menslike ego sonder die evangelie? En dan gaan ons by die tweede punt kyk, hoe verander die evangelie daardie ego? En uiteindelik gaan ons die vraag vra, hoe kry ek dit? Hoe is dit vir my nou? So hoe lyk die mens sonder die evangelie? Hoe lyk dit as die evangelie bykom? En hoe kom ek daarby? En dis waar ons vanmôre by stil. Kom ons kyk in die eerste plek na die natuurlike toestand van die menslike ego. Gaan na vers 6 van ons gedeelte. Lees dit weer. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle onthul, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblaas sou wees teen 'n derde nie. Nou, Paulus gebruik hier 'n interessante woordjie vir hoogmoed. Hy gebruik nie die normale woord vir hoogmoed of vir trots nie. Hy gebruik die woord opgeblaas. En as ek reg is, is net Paulus wat hierdie woord gebruik en die meeste van die tyd hier in hierdie uitste brief. En dis omdat hy probeer om die Korinte te help om 'n sekere beeld te vorm. Hy wil hulle nou oor hierdie saak. Hy praat nou oor hierdie hoogmoedigheid, want dis nou Apollos, dis nou Paulus, en wie's nou die grandste? En hy sê, wag, kom ons dink net 'n bietjie mooi oor hier. En hy gebruik hierdie baie spesifieke woord opgeblaas. Ek noem maar soos dit in Afrikaans beteken opgeblaas. Dis geswel, dis bo die normale grootte. Dis wat die betekenis is. En hy wil vir ons hier iets leer oor die menslike ego. En ons sien 3 dinge dan hier raak. In die eerste plek gaan jy sien dis leeg, dis pynlik en dis besig. Kom ek verduidelik wat ek bedoel. Wat bedoel ek as ek sê die ego is leeg? Die menslike hart in sy sonde, ons gewone sondaar mens. Ons is geneig om ons identiteit op iets anders as God te bou. Ons kan dit noem geestelike trots. In die sin dat ons wil self ons lewens beheer. Ons wil self bepaal wat maak ons spesiaal. Ons wil self bepaal wat gee vir die lewe sin. Met ander woorde, die mens bou sy identiteit op iets anders as God. Ek bepaal wat waarde gee. Ek bepaal wat laat my spesiaal voel. Ek sê, wat is die sin van die lewe? Nou die probleem is eenvoudig dit. Jy vat nou die lewe, soos wat God het gegee, en jy haal God uit die middel uit, en jy sit nou jou eie egootjie daar. En jy het nou besluit wat belangrik. Maar nou, God se spasie is hierdie. Nou kom jy met jou ou menslike ietsiekie daar. Nou is daar baie spasie, nou val die ego nou daar rond, want dit kan nie God se plek vat nie. God is te groot vir dit. En nou wat doen ons nou? Pof ons op. Nou vergroot ons op. Nou dramatiseer ons dit, sodat ek goed kan lyk. En daarom sê ek, dis nou hierdie opgepofte ego, want ek het nou vol staan wat daar eintlik moet wees, maar ek kan dit nie doen, nou pof ek dit op, so dis eintlik maar net 'n leë ding. Dis leeg, jou ego is eintlik leeg. Dis die eerste ding wat ons besef. Die tweede ding, dis nie net leeg nie, maar dis ook pyn. Dink so daar. Gewoonlik is jy nie bewus van jou liggaam tensy daar iets fout is nie. Ek is amper seker dat nie een van julle sit nou hier en dink, "Joh, my tone werk wonderlik vanmôre." En ek waarop almal het nou eers 'n tone gebikkel, nee. Voel gou daar? Voel jy jou tone beweeg lekker? Jy het nie een keer gedink aan jou tone tot ek tone gesê het nie. Hoekom nie? Want as niks fout met jou tone. Dan sê jy nou geld het of so iets, dan sê jy natuurlik nou iets anders te gaan. Maar vir die meeste van ons sou waarskynlik sou jy nie eens agtergekom het jy het tone nie tot ek die woord tone gesê het. Want dit pla nie.
Maar sê net jy het jou elleboog seer gemaak. Dan het jy die hele tyd sê, die elleboog. Elke keer as jy die Bybel optel, die elleboog. En dis die hele tyd voortdurend is jy bewus van die seer van jou elleboog. En dis dieselfde met jou ego. As jy gedurig bewus is van jou ego, kyk hoe lyk ek. Wat dink mense van my? Hoe gaan dit wees? Hoe gaan dat wees? Hoe gaan mense my behandel? Wat sal mense van my dink? Dan wys dit vir jou ego is seer. Dis die hele tyd in jou gedagtes. As alles reg was, sou jy nie die hele tyd bewus wees van jouself nie. Maar as ons baie eerlik is met onsself, dan is daar's amper nie 'n dag wat ons deurgaan wat ons voel ons is afgeskeep, of ons is geïgnoreer, of ons is minderwaardig nie. Jy raak maklik onseker en krities teenoor jouself. Jy is die hele tyd besig met jouself. En dit wys vir jou dat iets fout met jou ego. Dis soos die elleboog. Jou tone kom jy nie eens agter nie, want dit pla jou nie. Maar daai elleboog wat seer is, kom jy die hele tyd agter. Jou ego het seer, dis hoekom jy die hele tyd dit agterkom. Dis hoekom jy die hele tyd bekommerd is daaroor, want jy is die hele tyd gefokus daar. Daar's 'n fout, daar's 'n seer. Dis die tweede ding wat ons moet raak sien. Nie net leeg, dis opgepof nie. Daar's iets fout, dis seer. Ons soek die hele tyd aandag, ons wil die hele tyd iets daarmee doen. En dan derdens sien ons die ego is ook altyd besig, sit nooit stil nie. En waarmee is die ego besig? Dit is besig om te vergelyk en is besig om te spog. Kyk mooi wat Paulus sê. Paulus sê nie, moenie opgeblaas wees nie. Hy sê, moenie opgeblaas teenoor die ander mense wees nie. En hy kom hier by die kern van die probleem uit. Die kern van die probleem is, ons vergelyk onsself die hele tyd met ander mense. Dis waar dit gaan. Ons vra nie net, is ek goed nie? Ons vra, is ek beter as hulle? Dis hoe ons werk. Vat byvoorbeeld in 'n werksituasie. Jy kry 'n bevordering, beter pos, beter geld, voel baie trots op jouself, paar dinge in die lewe reg gekry, het nou opbeweeg op die leer, en dan kom daar iemand verby wat 'n beter pos as jy gekry het, of 'n groter salaris gekry het. En ewe skielik voel jy nou nie meer so wonderlik. Ewe skielik voel jy so bietjie, nou is my vreugde weg. Niks het verander nie. Met niks het van jou, jy het nog steeds jou pos gekry, nog steeds jou salaris gekry, niks het aan jou kant verander nie. Maar hoekom is dit so? Die rede is, jou vreugde was nog nooit oor jou prestasie nie. Jou vreugde was gebaseer op, ek is beter as ander mense. Ek vergelyk my die hele tyd met ander mense, en ek is voor jou, en ek is beter as jy. En die oomblik wanneer iemand anders te beter as ek doen, dan voel ek nou nie meer so goed. Nog 'n voorbeeld. Jy werk baie hard, en jy verloor 15 kilos, en jy gym, dat jy sweet spat, en jy lyk vir die beste wat jy in jou lewe nog gelyk het. Man, as jy daar by die huis uitstap, en kyk jy nog eers vir die laaste keer, en jy gooi daar en jy dink, ja, nou is ek reg vir die wêreld. En jy is daar uit by die leer, en dan kom jy oor iemand, kom oor jou pad, en sy is mooier as jy. En hy het meer spiere as jy. En wat gebeur? Ewe skielik voel ek nou nie meer so aantreklik nie. Ewe skielik was my vreugde weg. Hoekom? Dis nie omdat ek gefokus was op wat ek bereik het in my prestasies nie. Ek het dit eintlik gedoen om te wys, ek is mooier as julle. Ek is frisser as jy. Ek het meer spiere as jy. Jy hoor waar die klem lê. Dis ons probleem. Ons kyk nie na ons eie prestasies en ons wil vergelyk. Jy het nie werklik vreugde gehad wat jy bereik het nie, maar daarom dat jy beter lyk as die ander. En daarom kom jou ego ook nooit tot rus, want dat is nou die gevolg. Wat moet jy nou doen? Nou moet ek meer werk, nou moet ek harder werk, want ek wil beter as jy presteer. Ek wil die volgende keer daai pos hê, dat ek beter as jy lyk. Ek moet nog harder gaan oefen. Ek moet nog meer doen, sodat ek maarder kan lyk, of mooier kan lyk as jy. En uiteindelik begin ons goed doen wat ons nie wil doen nie. Hoeveel van julle wat hier sit is tevrede met die eetplan wat jy tans volg? Is nie. Ek doen dit nou maar, want dis wat ek moet doen om daar uit te kom. Want my ego is seer, is opgeblaas, en ek is die hele tyd bewus van my ego, en nou doen ek dit in 'n poging om beter te voel. En as jy jou identiteit op iets gaan bou, wat nie blywend is nie, wat nie standvastig is nie, my liewe broer en suster, dan gaan dit die hele tyd op en af. Jy gaan een dag uit die huis uitstap en voel, ja, ek is die mooiste, beste, sterkste, slimste. En die volgende dag gaan jy voel, is nie daar.
En so gaan dit op en af. Hoekom? Want jy probeer die wêreld so goed in hierdie blokkie indruk waar God moet staan. Jy wil die wêreld so goed gebruik om daai leegheid wat jy voel te vul, en jy kan dit nie doen daarmee. En dit is nie ons, almal doen dit. Almal van ons reg hierdie bank. Selfs die wat alles bereik het, so dink ons. Daar was lank terug was daar 'n onderhoud met Madonna gewees. Jy ken die bekende sangeres. En sy het in die onderhoud gesê, dis nou jare terug, sy gesê, haar dryfveer nog altyd was die vrees vir middelmatigheid. Dis haar groot vrees gewees. Sy wil net nie middelmatig wees. En sy het gesê, elke keer as sy iets bereik het, dan sy gevoel, sy is op die kruin. En die volgende oggend, dat het nou 'n groot storie, en daar was nou, sy het 'n beker of 'n ding gekry, of een van 'n toekenning, en dan was sy daar, en die volgende oggend sy wakker word, en dink sy, wat gaan ek nou volgende doen? Nou moet ek begin werk aan die volgende iets kreatiefs, die volgende nuwe ding. En dis die probleem met die ego. Dit kry nooit genoeg. Jy kan alles bereik, en dan voel jy nog steeds leeg. Die ego is soos 'n bodemlose put, jy hou aan gooi, en dan kom nie daaruit nie. Die volgtrekking van die eerste punt, as jy bekommerd is, die eerste punt is langer as die ander, so is nie so almal so lank nie. Maar die punt wat ek wil hê jy moet sien hier raak is, die ego is leeg en is pyn, en dis ook my hele tyd aan dink, en dit hou jou die hele tyd besig. En dis presies wat in Korinthe aangaan is. Mense wat nie net die lewe kan geniet, hulle kan nie net sê, hier's Paulus nou weer by ons, wonderlik, Paulus preek vir ons hoor wat jy sê, wat sê die Here, of Apollos, jy's nou wie, nee, ons moet nou faksie sê. En jy kry sulke mense, hulle moet altyd beter wees. Jy ken waarskynlik mense, gebruik altyd die voorbeeld, as jy nou vir iemand sê, my tannie het verjaar, sy was 95, man, weet jy, my oupa se sussie het 'n niggie, sy is 97. Altyd 2 of 3 jaar ouer wees, weet ek, jy moet altyd ietsie meer hê. Dis die probleem wat mense het, want ons is almal so. Ons soek altyd iets om op te bou. Ons wil altyd hê, daar moet iets wees wat maak dat ons waarde het. Ons moet slim klink, of ons moet mooi lyk, of ons moet dit doen, of ons moet dat doen. Ons moet hierdie goed doen, en weet jy wat, dit bring vir jou nooit rus nie. Want die probleem is, jy gebruik hierdie aardse goed, en jy probeer 'n gaatjie volmaak, waar God moet staan. En jy druk daai goed daarin, en daarom is dit nooit genoeg. So die probleem gaan nie in die wêreld oor, ons moet net almal 'n bietjie beter selfbeeld hê nie. Die probleem is, ons kort 'n hele nuwe hart. Dis waar die probleem lê. Daar's fout met die hart. Dis waar die probleem lê. En dit bring ons dan by die tweede punt. En dit is dat die wys vir ons, wat is die bonatuurlike toestand wat die evangelie vir ons teweegbring. So Paulus kom wys vir ons dan, wat is nou die oplossing? Hoe lyk die mens hart dan met die evangelie saam? En dit is belangrik dat jy moet raak oor, dit gaan nie net oor, ek moet 'n bietjie beter selfbeeld hê, dit is heeltemal iets anders. Kyk na vers 3 en 4 van ons teks. Daar staan, maar vir my beteken dit baie min, of ek deur julle of deur die menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens. Want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel, is die Here. Paulus sê hier, ek gee nie om wat mense vir my dink nie. Ek is nie gepla oor die mense wat my beoordeel nie. Ek is nie gepla meer oor menslike opinies nie. Dis nie wie ek is nie. Dis nie my identiteit. Wat dink jy van my, en dit word nou wie ek is nie. Daaroor is ek nie gepla. Maar dan gaan hy verder, en dis eintlik die deel wat vir ons 'n bietjie skok. Hy sê, maar ek beoordeel ook myself nie. Want in ons koppe werk dit ons altyd, daar's net een van twee moontlikhede. Dit gaan wees, of jy gaan leef volgens ander mense, wat ander mense van jou dink, of jy gaan leef volgens wat jy van jouself dink. Dis die twee opsies wat daar is. En Paulus sê, nee, dis nie al opsies wat daar is nie, ek doen dit nie meer nie. Paulus sê, ek het opgehou om myself op te evalueer. Ek sit nie die hele dag en wonder, doen ek nou genoeg nie? Is ek nou goed genoeg? Is ek nou 'n iemand? Is ek my naam nou oral bekend? Is ek nou goed genoeg? Ek het uit daai speletjie uitgeklim. Doen dit nie meer nie. En dis wat die evangelie doen. Dit kom bevry jou van jouself. Die bekende skrywer C.S. Lewis het dit gestel. Hy sê, ware nederigheid is om nie minder van jouself te dink nie, maar om net 'n bietjie minder aan jouself te dink. En dis presies wat Paulus ook hier leer. Hy is nie meer besig met homself nie. Hy probeer nie homself bewys nie. Hy probeer nie sy naam beskerm of te kyk, kyk hoe goed is ek nie. Dis nie sy doel nie. Hy's vry. En dan begin hy leef daar volgens, en dis wat mense sien, en dis wat mense aantrek. Hoe is dit dat jy so leef? Wat het verander in jou lewe?
Hoekom leef jy so anders? Dink byvoorbeeld iets soos kritiek. As jy kritiek ontvang, gaan jy waarskynlik een van twee kante toe. Of dit gaan jou breek, en jy gaan moedeloos wees, en jy gaan seer gemaak voel, of jy gaan sê, ek gee nie om wat jy sê nie, ek leef soos ek wil, maak wat ek wil. Dis gewoonlik die twee kante waar daar is. Paulus sê, nee, sê, weet jy wat, mense se oordeel maak nie meer vir my saak nie, maar ek hoef nie alles weg te gooi nie. Ek kan luister wat hulle sê, en ek kan die kritiek vat, en daar waar ek moet verander ek. Dis reg, ek kan na dit luister sonder dat dit my vernietig, maar ek kan ook, ek hoef nie, kan ek bereik wil of nie. Hoekom? Want sy identiteit is nie meer op die spel. Sy identiteit is nie op die spel. Dit gaan nie oor, hy moet homself verdedig. Hy hoef nie homself te bewys. Ek weet nou dink hoe lekker is dit, as jy by daai punt kan kom, waar jy kan sê, weet jy wat, ek het nie meer erkenning nodig nie. Ek hoef nie die hele tyd te wag dat iemand vir my sê, "Haai, mooi so." Dit is wonderlik as iemand dit vir jou sê, "Gaaf, baie dankie." Maar ek leef nie daarvoor. Ek hoef nie meer gedurig in die spieël te kyk en te wonder, wat gaan mense nou van my dink? Ek sit nie meer in droom die hele tyd oor, hoe kan ek myself bewys nie? En ek breek my ook nie daaroor nie. Ek is net vry. Ek is vry. Want my werk gaan nie meer oor my. My verhoudings gaan nie oor my nie. Ek dink so 'n bietjie minder aan myself. Ek hoef nie myself te bewys nie. Ek doen dit wat goed en reg is. En dit bring ons dan by die kern wat ons hier in vers 4 sê, dat hy sê, hy wat my beoordeel is die Here. Dis die sleutel tot sukses, dis die geheim. Paulus sê, my lewe word nie bepaal deur wat julle van my dink nie. Ek beoordeel eers myself nie. Dit is in God se hande. En dit verander die hele prentjie. Want nou lewe ek in 'n wêreld wat ek nie elke dag myself hoef te bewys dat ek goed genoeg is nie. Hoef nie. Die evangelie bring 'n hele nuwe werklikheid. En dit is 'n lewe waar die ego nie meer opgeblaas is om goed te lyk nie, maar waar die evangelie, waar my ego gevul is met wat God sê van my. Wat dink God van jou? Wat sê God oor jou? Dis wat bepaal. Dis wat bepaal hoe ek leef. Maar die groot vraag natuurlik is, hoe kom jy by daai punt? Hoe kry ek dit? Hoe kom ek by die punt waar ek nie meer vasgevang word in my ego nie? Dis nou die laaste punt. Wanneer ek die hele tyd nie hoef myself te bewys nie. Paulus gee vir ons die antwoord. Hy sê, geen nie om wat mense dink nie. Ek self beoordeel my nie. Maar dan sê hy dan in vers 4, daardeur is ek egter nie geregverdig. En wat beteken dit? Dit beteken, selfs al voel ek goed oor myself, dan beteken dit nie ek is reg met God nie. Ek is nie die maatstaf nie. Ek is nie die een wat waarde bepaal nie. Ek is nie die een wat besluit wat is goed en reg. Paulus sê, die Here is wat bepaal. En hy gebruik nou hierdie baie sterk beeld, hy gebruik 'n hofsaal. Dit's 'n hofsaal. Jy hoor die hele tyd, mense beoordeel, ek beoordeel, God beoordeel. Hy's in 'n hofsituasie, hy's in die hofsaal. En as jy eintlik mooi daaraan dink, dan is dit maar waar ons elke dag is. Almal van ons is dit nie. Dis asof jy in die hof staan en jy wil die hele tyd jouself bewys. Deur jou werke, deur wat jy sê en jy doen en wie jy lyk en alles wat in jou lewe gebeur. Ek moet die hele tyd wys, ek is goed genoeg. Ek sê altyd ek is iemand, ek het dit gemaak. Sommige dae voel dit, ja, doen nog nie te sleg nie. Maar ander dae duik ons redelik en dan voel ons nou nie so lekker. Paulus sê, nee, ek voel nie so nie. Daai dae vir my is verby. Ek gaan nie op en af die hele tyd en dis nie lewe nie. Wat se lewe is dit? Een dag wonderlik, die volgende dag niks. Een dag wonderlik, die volgende dag niks. Dis mos nie 'n lewe nie. Sê nee, hoekom wil jy so leef? Dis wat die evangelie die blye boodskap is. Die evangelie vat dit weg. Want in die wêreld werk dit so. In die wêreld sê jy moet presteer en as jy goed gedoen het, dan sal iemand vir jou uiteindelik sê, mooi so, jy is nou 'n goeie mens. Dis hoe die wêreld werk. Maar dit gebeur nooit. Daar kom nooit 'n dag in hierdie wêreld waar jy kan sit en sê nou het ek alles afgehandel, al die tikmerkies gedoen. Onthou julle wat ek gesê het van Madonna? Sy het gesê sy is daar gewees, het hard gewerk en die volgende dag te weer begin. Dit hou net nooit op nie. Want dis hoe die wêreld ons druk. Dis hoekom ons daai redreis gevoel het. Van die hele tyd gejaag, die hele tyd gejaag, die hele tyd gejaag. Want ons kom nooit op 'n punt waar ons kan sê, dis nou klaar. Waar die evangelie andersom werk. Die uitspraak kom eerste. En dan moet jy daarvolgens leef. God sê in Christus, jy is my geliefde kind, in wie ek welbehaag.
Die uitspraak is klaar gegee. Die hofsaak is afgehandel. Romeine sê daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Sien jy wat dit beteken? Jy hoef nie jouself te bewys nie. Jy hoef nie hierdie indrukwekkende CV te hê van wat het ek nou alles gedoen om vir almal te wys hoe waardig ek is nie. Jy's reeds aanvaar, jy's reeds gelief. En nou kan jy net begin leef, nie om iets te word nie, maar omdat jy reeds iets is. Jy kan werk sonder om jouself te wil bewys. Jy kan mense dien sonder om iets terug te ontvang. Maar dit maak nie saak nie. Want my waarde lê nie in wat jy vir my gee, of die erkenning wat ek kry, of hoe jy vir my praat daar buite nie. My waarde lê in wat God van my sê. Hoe is dit moontlik? Hoe dit gebeur? Dis omdat Christus in die hofsaal ingestap het, terwyl ek en jy op die verdediging was, of ons daar op die bank gestaan. Jesus het ingekom, en het in jou plek gaan staan, en hy het die oordeel gekry. En hy het jou straf gekry. En uiteindelik is jy vrygespreek. En daarom sê Paulus, hoekom jaag julle so? Hoekom julle opgeblaas wees? Hoekom is julle ego die hele tyd seer? Hoekom is julle heeltyd so aan die gang? Die saak is dan afgehandel. Die uitspraak is klaar gelewer. En geliefdes, daar is hier van julle wat hier sit vanmôre wat nog altyd gedink het, 'n Christen is iemand wat met hard werk en jy moet goed leef en hoop dat God eendag vir jou sal sê, mooi, jy was goed gewees, jy het alles reg gedoen, kom in. Dis nie die evangelie nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. 'n Christen is iemand wat weet, God het my reeds aanvaar in Christus. Dis klaar sy kind. Daarom leef ek nou anders. Daarom lyk ek nie soos die wêreld rondom my. Maar dan is dit ook maar so, baie van ons weet dit. Maar keer op keer dan, soos maar terug in die hofsaal, dan probeer ons weer, dan wil ons weer bewys, dan wil ons weer sê, joh, maar kyk wat het ek gedoen, kyk wat ek gelyk, kyk wat ek bereik, kyk wat, dan wil ek vir vanmôre vra, wat soek jy daar? Wat soek jy in die hofsaal? Dis mos afgehandel, uitspraak is gelewer. In Christus sê God vir jou, jy is my kind, jy is aanvaar. Daar's geen veroordeling meer. So hoekom staan jy die hele tyd en probeer jouself te verdedig? Vir wie en wat wil jy jouself bewys? Jou saak is nie met mense, jou saak is met die Here. Die hof is klaar vandag. Gaan leef dan as iemand wat dit aanvaar. Gaan leef daar buite as iemand wat vry is. Nie om iets te word nie, maar omdat jy reeds iets in Christus is. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, as ons vanmôre U woord hoor, dan raak dit ons harte, want dit is presies hoe ons ook is. Nou, daai ego is daarom leeg en opgeblaas, en ons probeer dit so groot as moontlik laat lyk. Maar dit is seer. Ons voel dit die hele tyd. Ons is die hele tyd bewus van wat dink ander, wat sê ander, hoe sien ander my, hoe sien ek myself. En daarom is ons voortdurend in hierdie gejaagde lewe besig om te probeer vergelyk en te spog. Here, dankie dat U vir ons vrede kom gee. Om te sê, ons word nie beoordeel deur ander nie, ons oordeel ook nie onsself nie, die oordeel lê by U. En U sê vir ons is kinders van U. Nie omdat ons iets gedoen het nie, maar omdat U U seun gestuur het. En daarom is ons lewens heeltemal anders. Here, gee dat ons dit ook sal gaan leef. Dat dit wat ons glo, dit waaraan ons vashou, dat dit daar buite ook sigbaar sal word vir die mense. Dat hulle ook sal vra, maar wat is anders aan hierdie mense? Waar kom die vrede vandaan? En dat ons daar dan kan getuig om te sê, dit kom van ons Here Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Daarom is ek nie meer bekommerd oor my ego nie, maar ek dra sy beeld uit. Help ons daarin, sterk ons daarin. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.